Baie welkom by vandag se aanlyn diens en dit is so lekker dat jy ingeskakel is en reg sit om in die woord in te klim. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek net seker maak dat jy weet dat ek staan op die oomblik in ons nuwe gebou. Ons is besig om hier in te trek en dinge reg te maak en ek wens ons kom bymekaar gekom het om as gemeente net saam te kan aanbid en die woord in klim, community te kan beleef, saam koffie te kan drink. Maar vir tyd en wyl, ek maak net seker jy weet dat tot die 15 Februarie is ons so op online platform besig en ons sal seker maak dat ons met jou die detail kommunikeer oor wanneer ons weer bymekaar kan kom. Maar tog wil ek jou uitnooi. Ek wil jou vra om asseblief, as jy in die omgewing is, hier so in nommer 38 Birdstraat, hier in Stellenbosch, as jy hier verbykom en jy wil vinnig kom hallo sê, wil jy net vir my of Morney net vinnig 'n laaitjie gee en net hoor of ons hier is nie, kom drinkie saam met ons 'n koffietjie. Ons kan so 2 of 3 mense op 'n slag net hier so sien, dit sal veilig wees en al daai tipe goeders, maar ek wil tog net vir jou vrymoedigheid gee. Ons is reg om so 'n paar mense so nou en dan net die plek te wys en sodat jy kan saam bid en saam kan sien net wat die Here vir ons voorberei in die volgende seisoen. En ek wil jou tog vra om vir ons te bid, om te bid vir ons gemeente, om te bid vir ons stad, om te bid vir dit wat die Here net wil kom doen, soos wat hy ons vestig, soos wat ons anker as gemeente hier in Stellenbosch, dat hy verheerlik sal word deur alles in ons lewens. So ek nooi jou om as gemeente saam met my te bid vir dit. Ek wil ook 'n uitnodiging maak vir jou, as jy weet, ek weet daar's mense wat my die vraag al gevra het en ek stuur dit sommer net uit vir jou. As jy weet, jy het 'n klomp goeders wat by die huis rond staan, wat jy dink ons dalk kan gebruik om ons gebou mee toe te rus. Ons het reeds stoele en ons het ligte en ons het klank en ons het 'n koffiemasjien al reeds en so. Maar as dit kom by dekor goedjies, as dit kom by goeders om in ons moederskamer in te sit waar ons vir mammas met babietjies wil ontvang, as dit kom by dalk klanktoerusting, televisie wat jy weet wat ons gaan nodig hê om hier op te sit vir ons kinderlokale. Asseblief maak met my kontak. Jy dalk 'n stofsuier wat rond staan, daar's iets by die huis wat jy weet ons kan gebruik om hierdie plek 'n lekker omgewing te skep om mense te verwelkom en hulle te laat tuis voel. Asseblief maak met my kontak. Ek wil graag saam met jou droom oor dit wat ons daar kan gebruik en ek weet dit wat jy dalk in jou huis het, kan ons gemeente so kom serve. Maar voordat ons in die woord inklim, wil ek 'n geleentheid vat dat ons net draai na die Here toe in gebed. Ek dink as ek kyk na die laaste week en dit wat aan die gang is en ding wat ek hoor, mense is baie opgewonde oor dit wat die Here mee besig is in hulle lewens, maar tog is daar baie realiteit wat ons in die oë staar. En daar's een ding wat ek weet, is wanneer ons draai na die Here toe, wanneer ons hierdie kommernisse na hom toe vat, ons dank met ons petisies by hom kom maak, dat die Here ons gebede hoor. En ek wil jou vra om saam met my, soos wat ek jou nou gevra het om te bid vir ons as gemeente, vir ons gemeentelede, wil ek vir jou vra om te bid vir ons stad. Ek wil vir jou vra om te bid vir ons land. Ek dink aan al die besighede. Ek dink daar's vriende wat jy ken, mense wat jy ken, wat onderdruk is. As ek dink aan dit wat by ons skole aan die gang is, die skole wat later begin, die pressure wat ons jong mense beleef, by die universiteit ook en so voort. Die universiteit het 'n maand later begin. Dit kom druk alles so by mekaar en ek dink mense kan baie maklik oorweldig voel. Ek wil jou nooi om saam met my te bid vir dit konstant regdeur hierdie volgende week. Ek wil jou asseblief vra, as jy iets beleef wat die Here met jou deel vir ons as gemeente, stuur dit vir my. Ek sal graag dit met ons almal graag wil deel. Stuur vir my e-pos, stuur vir my voice note met daai gebed in. Maar kom ons vat 'n oomblik. Ons sluit net ons oë en ons bid as gemeente saam. Vader, ek dank U dat ons vandag kan bid en ons land voor U voete kan kom neersit, Vader. Here, ons weet U is die voorsiener en U is die koning van ons lewens. Vader, en as ek dink aan alles wat ons beleef, Here, al die dinge wat om ons aan die gang is, besighede wat vou, Vader, die onsekerheid wat daar aan die gang is, moet ons bly, moet ons ry, al daai vrae wat in ons harte opduik. Vader, dankie dat U die bron van vrede vir ons is, Here, en laat U ons harte en ons sinne bewaar in Christus, Here. Vader, ek kom bid dat wanneer ons hierdie dinge beleef, Here, laat U waarheid sal gebou word in ons harte, Here. Laat ons nie mismoedig sal wees en wankelrig sal raak in ons geloof nie, maar laat ons sal vas staan in dit wat U vir ons gee. Vader, ek kom bid vir wysheid vir ons besigheidsleiers, dat hier waar daar manne en vroue is wat in ons gemeente, in ons gemeenskappe wat leiers is vir ander mense, dat U vir hulle sal wysheid gee
om die regte besluite te maak vir die besigheid. Ek kom bid vir wysheid en insig vir ons regering, Here, dat hulle die regte besluite sal maak, Vader. En hierdie ding wat in ons land is, wat vrees propageer, Vader. Kom staan ons net teen in Christus naam, Here. Want ons weet, U is die bron van vrede en enige iets wat vrees kom wakker maak, is nie van U af nie. Ons leer dit uit 2 Timoteus 1 vers 7 dat U ons nie 'n gees gegee het van vrees nie, maar 'n gees van krag en oorvloed, Vader. En ons kom staan net in dit en ons proklameer dit oor ons omgewings, Here, en oor ons lewens. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek is seker, soos wat ons nou bid en soos wat ons inklim in hierdie woord, het ons hierdie boodskapreeks afgeskop met die hele gedagte wat die Here mee besig is met ons as 'n groter Doxadia familie, om sy gloriedraers te wees. Die woord wat van Doxadia, the glory of God, Doxadia, wat beteken die heerlikheid van die Here, kom vanuit Habakuk 2:14 uit, wat net sê, die heerlikheid van die Here sal die aarde oortrek, so die seewaters, die seebodem oortrek. En die Here is besig om met ons daaroor te praat, van hoe ek en jy besig is om 'n rolspeler te wees, om sy glorie uit te dra in hierdie wêreld. En ons begin praat oor, hoe lewe ons in hierdie glorie, en ons weet, dat sy heerlikheid word, of as ek die ander woord, glorie, heerlikheid, ek gaan dit so de mekaar gebruik, dit altyd beteken dieselfde. Wanneer ons dink aan sy glorie, wat gemanifesteer word in ons wêreld, gebeur dit, wanneer daar vrede in ons harte heers, wanneer ten spyte van wat om ons aan die gang is, dat daar vrede is, dat ons in geloof staan, dat ons standvastig is, so word die Here se heerlikheid 'n realiteit in ons wêreld. Wanneer die vrede van die Here ons harte regeer, dit is sy glorie. En verlede week het ons begin om die vraag te vra, okay Here, maar wat is die elemente, wat is dit, hoe posisioneer ek myself dan, om binne in U glorie en vanuit U glorie te leef? En ons het stil gestaan by die woord genade, wat ons sien het, dat wanneer ek en jy begryp, en besef, dat soos wat Romeine 3 vers 24 vir ons leer, dat ons sonder verdienste geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Wanneer ons daai besef, dan kom herdefinieer dit die manier hoe ek en jy met die Here tyd spandeer en in verhouding met hom staan. Ons het nie meer nodig om enigiets te verdien nie. Hy het ons reeds deur sy genade kom kwalifiseer. Maar dit stop nie net daar, dit stop nie net by my en jou dat hy genade vir ons lewens het nie. Maar hy vat dit verder in 'n lewe wat sy glorie uitdra in hierdie wêreld, is wanneer ek en jy met genade ook leef met ander. Wanneer ons die waarde van mense sien soos Christus die waarde van mense sien, verander die manier hoe ons met mense praat, hoe ons na hulle kyk, hoe ons saam met hulle werk, hoe ons hulle help, hoe ons mense wat besig is om droog te maak, help en eintlik vermaan en aan die hand vat, en nie net vermaan en hulle daar los nie, maar genade sê, maar jy vat hulle in die hand en jy lei hulle op 'n pad waar daar 'n lewe in oorvloed vir hulle kan wees. Wanneer ons osself so posisioneer, sien ons hoe dinge soos rasisme en 'n klomp ismes eintlik wegval in ons wêreld omrede ons sy genade uitleef. En dat ons eintlik dan besig is om, wanneer ons sy genade so leef, is ons besig om sy glorie bekend te maak in die wêreld en hy word daardeur verheerlik. Nou ek kan net dink, soos wat ons nou gebid het vandag, het jy seker ook hierdie jaar, soos ek ook, gebid, Here, wys my U wil vir my in hierdie volgende jaar. En ek dink, elkeen van ons, of jy 'n lang pad met die Here al stap, of jy nou net begin het om met die Here 'n pad te stap, of dalk het jy so 'n bietjie geskuif en ver weg van die Here af geskuif in jou verhouding, jy het so half voel so 'n bietjie sidetracked geraak deur die loop van verlede jaar, omdat dinge so onseker was, maar jy's nou opreg besig om jouself toe te nader tot die Here. Elkeen van ons, weet ek, het hierdie vraag gevra, Here, wat is U wil vir my lewe? En wat interessant is dat ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 18, waar die woord vir ons kom wys, wat die Here se wil vir ons is, en hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Om dankbaar te wees, is die Here se wil vir ons lewens. Dit voel amper so half, dis te goed om waar te wees. Hoe kan dit net 'n dankbaarheid die Here se hart vir ons wees? Hoe kan ek dankbaar wees as dinge so moeilik om my gaan? Ek meen, dit is maklik om dankbaar te wees as ek met vakansie is, wanneer dit goed gaan, wanneer ons lekker as familie, my mense is by my, en wanneer daai mense wat te lank gebly het, wanneer hulle eventually huis toe gaan, ons is dankbaar daarvoor ook. Jy sien, dit is maklik om dankbaar te wees wanneer dit goed gaan, maar wanneer dit moeilik gaan, wanneer ek en jy teleurstellings beleef, wanneer ons
dinge net gebeur wat ons seer maak of jou frustreer, wanneer onsekerheid kom, wanneer daar hierdie politieke polarisering gebeur, soos wat op die oomblik in ons land gebeur, reg oor die wêreld eintlik, onsekerhede, fake news, al daai dinge, hoe kry ek dit dan reg om te groei in my dankbaarheid in my lewe? En dit is wat ek so 'n bietjie by jou wil stil staan, omdat ek glo hierdie is die tweede element van om God se glorie te leef, om myself te posisioneer binne in sy glorie, is vasgevang in hierdie woord dankbaarheid. En ek wil dit saam met jou 'n bietjie uitpak vandag. Nou, as jy 'n handleiding soek uit die Bybel uit, 'n spesifieke gedeelte wat met jou praat oor dankbaarheid, is dit die boek van Kolossense. Kolossense kom Paulus en hy gee vir ons eintlik 'n baie gesonde en God verheerlikende dankbaarheid, hoe ek en jy daarmee kan leef en alles, en reg deur al 4 hoofstukke is hy besig om daai te highlight reg deur die boek. Nou, ek gaan nie vandag 'n Bybelstudie begin oor Kolossense nie. Ek het nou die dag 'n grappie gehoor waar 'n ou by 'n tannie kom by die ou huis en sy gee vir hom 'n appel en sy sê, seun, staar net vir my die appel, en hy verstaan nie wat sy bedoel nie. Sy sê vir hom, byt hom vir my, staar die appel, want my valstande kan nie in hierdie ding inbyt nie. So ek hoop vandag start ek dalk net vir jou die induik en die verstaan van om jou Bybelstudie te begin met Kolossense. Ons gaan nie heeltemal in hom induik nie, maar ek wil 'n paar dinge uit dit uitkom lig, want hy praat hierso oor die dankbaarheid, en ek vertrou dat dit jou eintlik so 'n bietjie sal aktiveer, dit vir jou die ding sal start, dat jy in hierdie week verder sal gaan in jou studie van Kolossense. Nou, die eerste element van dankbaarheid wat vir ons hierso gegee word, en ek dink dit is seker die belangrikste ding wat ek en jy saam met ons kan vat van hier af vorentoe, veral in hierdie jaar, en hy kom sê, ek het nie opgehou om van die dag af wat ek van julle gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en in geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk, dat julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Jy sien, om dankbaar te wees is nie 'n ding wat natuurlik kom nie. Inteendeel, Paulus kom bid spesifiek daarvoor. Hy kom sê, ek bid dat julle wysheid sal hê en insig sal hê in alles wat die Here mee besig is in julle lewe, maar dat julle sal lewe met hierdie dankbaarheid. Dis nie 'n ding wat natuurlik kom nie. Ek meen, die natuurlike trend in my en jou lewe en in ons wêreldse lewe is dat ons baie maklik emosioneel en negatief kan raak. Ons kan baie maklik angs beleef. Ons kan baie een oomblik sê ons die een ding en die volgende een. Dit is net so menslik, dit is so natuurlik. Maar wat nie natuurlik is nie, is om die heeltyd gefokus te bly op dit wat die Here vir jou gesê het en nog wil sê en dit wat hy al beloof het, want dit is asof daai dinge nie altyd so naby aan ons is, soos wat ons beleef, wanneer ons die angs en die moeilikheid om ons beleef nie. En Paulus kom sê hierso vir my en jou, is ons het nodig om intentioneel te wees en te bid daarvoor, want dankbaarheid is nie 'n ding wat altyd natuurlik kom nie. En as jy reeds is in 'n plek waar jy dankbaarheid het, ten spyte van alles wat om jou aan die gang is, dat jy dankbaarheid in jou hart het, moet jy weet, daar is 'n Godswerk in jou lewe. Dit is iets wat die Heilige Gees kom doen in jou lewe, die feit dat jy met daai dankbaarheid leef. En as jy nie daai dankbaarheid op die oomblik in jy het nie, as gevolg van die moeilike situasies, moenie worry nie, dit gebeur met ons almal. Maar dan sê hy, jy moet bid daarvoor dat die Here vir jou perspektief sou kom gee, sodat jy insig sal hê in sy wysheid en die volheid van wie hy is, sodat jy kan lewe binne in hierdie dankbaarheid, want dit gaan jou hart kom volmaak. Hy kom bid vir hierdie wysheid, vir hierdie insig. En dit is so countercultural wat hy vir ons kom sê, want die natuurlike ding is om te worry en angs te beleef, maar hier kom sê hy beleef dankbaarheid en groei in dankbaarheid. As ons 'n dankbare lewe leef, dan is ons besig om die Here te verheerlik. En ons sien dit met Jesus, hierdie countercultural manier wat hy geleef het. Hy het gesê, draai die ander wang as iemand jou op die een wang klap. Hy het gesê, wees lief vir jou vyand. Hy het ons geleer om jou lewe neer te lê vir jou broer en suster. Dit is countercultural. En hierdie wat Paulus hier kom sê vir ons, om dankbaar te wees ten spyte van wat om ons aan die gang is om countercultural op te tree, want die kultuur wil ons aftrek, die kultuur wil ons op 'n plek kry, waar ons hopeloos begin raak.
en op onsself begin staat maak en vergeet van God. En hierso kom sê, nee, countercultural beteken, ek en jy fokus op wat die Bybel vir ons sê, en dit is die Here se wil vir ons lewe. So, ek en jy het nodig om te bid daarvoor. Ek en jy het nodig, dit kom nie natuurlik, ons moet dit weet. Maar wanneer ons daai weet, en wanneer ons begin bid, dan sien ek 'n tweede element wat dankbaarheid kom doen. En dankbaarheid kom beskerm ons harte. Een ding wat ek altyd na streef, en dit is vir my nodig om baie intentioneel daarmee te wees, en ek leer dit met al die jeugbediening wat ek ook al gedoen het, met die berading wat ons al gedoen het, leer ek vir jong mense om jou hart te beskerm. Ek weet nie of jy soos ek is nie, maar ek het 'n vermoë om partykeer situasies heeltemal te overthink. Dan gebeur daar slegte verhoudingsoomblikke en so aan, en as ek myself weer kry, dan top ek en ek broei oor hierdie ding, omdat ek so sterk verhouding georiënteerd is, dit pla my verskriklik as dinge daar so verkeerd loop. Maar dan kry ek myself dat ek die ding totaal en al overthink, en dan mis ek die punt, dan verloor ek perspektief, en dan is ek negatief, en ek kry myself nie uit daai negatiewe spasie uit, behalwe as iemand my 'n paar warm klappe amper spreekwoordelik wil kom gee nie. En dit is wat dankbaarheid kom doen, dit kom beskerm ons harte. Want soos dankbaarheid in ons harte opstoot, beskerm dit ons harte, laat ons nie gefokus staan raak op dit wat die hele tyd verkeerd gaan nie, want daar's so baie dinge. Hulle sê mos jy kan 'n duiwel agter elke bos uitskop. So kan jy 'n moeilikheid vind in elke liewe ding en jy kan die mooi vergeet. Ek glo wat as mense die vraag vra, hoekom berig die nuus nie oor die mooi dinge wat ook in ons wêreld gebeur nie, want dit is heeltyd negatief en dit is amper die kultuur in ons wêreld. En hierso kom sê die woord vir ons, dankbaarheid gaan jou hart beskerm, dat jy nie negatief raak nie. Paulus highlight daai vir ons in Kolossense 2 vanaf vers 6, hy sê, soos julle dan Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Om Christus te leef, is om oorvloedig te wees met hierdie danksegging. En die Engelse woorde kom beskryf dit, to excel in Christ. Hierdie dankbaarheid means to excel, to increase, to overflow in thankfulness. Dit is wat daai dinge kom beteken, die verdere beskrywende woorde daarvan. En dan in vers 8 sê hy, maar pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeertes en die nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Hierdie verwysing na die eerste beginsels van die wêreld is 'n mooi verwysing na die wysheid van die wêreld. En ek glo wanneer ons in dankbaarheid leef, in dankbaarheid in alles beleef, dan beleef ons dankbaarheid vir die klein goedjies ook in ons lewens. En dis juist daai klein goedjies in ons lewens wat ons lewens kom volmaak. Maar as ons vergeet van die klein goedjies waarvoor ons moet dankbaar wees, dan kan dit ook die klein jakkalsies wees in ons lewens wat verwoesting kan kom saai. En hy kom sê hierso, wees versigtig dat julle nie mislei word deur die wyshede van die wêreld nie. En dit is wat ek glo wat met ons gebeur as ons nie gefokus is op die klein in die accounting all our blessings, soos die Engelsman sal sê, alles wat in ons lewens gebeur nie, dan kan ons twee dinge mis. Die voorsiening van die Here in ons eie lewens, ons kan daai getuienis mis, en ons kan aan die ander kant die getuienis mis van die voorsiening van die Here in ander mense se lewens. Want wanneer ons so gefokus is op net die groot goeders en ons vergeet van al die klein goedjies wat in plek val om hierdie volgende dinge te beleef, dan mis ons die pad van God se voorsiening, die getuienis van sy voorsiening in mense se lewens. En as ons gefokus raak op dit wat ons nie het nie, dan raak ons negatief. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar dit is so, dit is ons wêreldse kultuur, die wêreldse wysheid, is dat daar hierdie ding daar, dat jy oorvloed beteken jy suksesvol. As jy oortollige goeders het, nie oorvloed, nie oortollig. Jy het dit nie eintlik nodig nie, maar jy het dit. Dit is 'n teken van dat jy suksesvol is. Keeping up with the Joneses. Al daai goeders, ons is in 'n kompetisie wêreld die heeltyd. Is ek goed genoeg met sosiale media? Is ek mooi genoeg? Lyk my foto mooi genoeg? Het ek genoeg likes? En ek praat nou hierso dalk moet ek meer met 'n jonger generasie. Hierdie goeders kom vat ons harte gevange. En ons raak so gefokus op daai dinge. Dat is die seën van die Here, sy storie in my lewe en in ander se lewens, daai wat sy glorie kom tentoonstel, daai wat sy storie kom vertel, dat ons dit moontlik kan mis. En ek dink as jy mooi daaroor dink, dan kan jy sien hoe hierdie 'n stryk is, wat die woord ons teen kom waarsku en hy sê, wees versigtig daarvoor, want jy kan, as jy nie gefokus is in dankbaar leef in alles,
dan kan jy dalk die storie van die Here mis. Die storie van wat hy mee besig is in jou lewe. So my vraag vir jou is, en waarvoor is jy dankbaar vandag? Die groot en die klein goedjies. En ek dink, as jy so mooi daaroor dink, dan sal jy 'n vinnige lysie kan optrek waarvoor jy dankbaar is. Maar ek wil net daai eerste lysie laat ons oor daai eerste lysie dink van, ek is dankbaar vir kos en klere en dak oor my kop en gesondheid en al daai tipe van goeders, of net vir 'n sekere werk nie. Wat is jy voor dankbaar waar jy vandag is? Dink gou 'n bietjie terug oor waar jy 5 jaar terug was, waar jy 10 jaar terug was, waar jy 2 jaar terug was, waar jy net 'n jaar terug nou was. In die manier van hoe jy dink, hoe jy dink oor die Here, oor jouself, oor jou funksie in hierdie wêreld. Wat het verander daar en waarvoor is jy dankbaar in dit? Want jy sien, daar is die dieper goeders. Dit is soos wat ek altyd sê, dis diepsee visvang. Dit is so 'n groot sinker vasmaak en om in die diepsee in te gooi om die groot visse te haak in hierdie lewe. Hierdie vakansie, en hierdie is 'n hartseer storie, maar is ook 'n mooi storie. Vriende van ons se ma is terminaal siek met kanker en hulle het haar gebel, die kinders gebel om te sê julle moet kom kuier voordat, want hulle dink nie hulle ma gaan Kersfees sien nie. En hulle is afsoontoe en baie moeite gemaak om by haar te kuier. En hoe die vriend van my sê, sy skoonma het eintlik nuwe lewe begin kry, omdat sy so dankbaar was, dat sy nog tyd gehad het, om haar kleinkinders te sien, haar kinders weer te sien, nog 'n Kersfees saam met hulle te spandeer, dat sy sommer 'n opkikkering en 'n opheldering en nuwe energie begin beleef het, as gevolg van hierdie dankbare hart. En hy sê, sy praat die hele tyd van, sy so dankbaar vir die tyd vir die Here, wat die Here vir haar kom gee het, die lewe wat hy vir haar gee het, die lewe in oorvloed, die ewige lewe, is die heeltyd wat oor haar lippe spoel, hierdie dankbaarheid wat sy het, hier aan die einde van haar lewe. En hy sê, dit het hom so inspirerend. Toe ek daai storie hoor, was my oë vol trane, want ek het net besef, sy begryp iets van wat dankbaarheid kom doen. Dankbaarheid raak jou hele wese aan. Het is nodig dat ek en jy met daai dankbaarheid leef, want wanneer ons daai dankbaarheid leef, weet jy wat sien ek in daai tannie se lewe? Die glorie van die Here wat geopenbaar word in daai familie hierdie Desember wat verby is. En wanneer ons met daai dankbaarheid leef, ten spyte van wat om ons aan die gang is ons besig om God se storie te vertel in ons wêreld, en dit verheerlik hom. Dit verheerlik nie my nie, dit verheerlik hom, en ek en jy is gloriedraers. En met daai gesê, dankbaarheid raak jy hele wese aan. En dit is daai dankbaarheid wat Paulus kom stres reg deur die boek, en veral aan die einde van hierdie boek, wat hy kom sê oor en oor en oor om dankbaar te wees. Dit is asof hy hierdie tema wil huis toe dryf, laat ons nie dit sal vergeet nie, want hy kom wys eintlik uit hoe belangrike deel van ons geestelike groei, ons dankbaarheid is teenoor God, teenoor dit wat ons het, teenoor dit wat ons kan gee. Ten spyte van wat om ons aan die gang is, dat ons kan lewe, dat ons 'n rol kan speel. Om met daai dankbaarheid te leef, is deel van ons geestelike groei. En hy kom sê hier in Kolossense 3, vanaf vers 15, hy sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar, soos wat hy ons verlede week nog gekyk het, met danksegging en lofsange en geestelike liedere, sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader in hom. Hy sê hierso, laat vrede in julle harte heers, julle hele wese oorneem en deur dankbaarheid. Laat die woord julle in wysheid leer en sing lofliedere met dankbaarheid. Alles wat ons doen, wees dankbaar. Laat daai dankbaarheid deur jou lewe uitborrel, sodat die Here verheerlik kan word en sodat die mense sy glorie kan beleef om ons. Ons moet wel intentioneel daarmee wees, want soos wat ons nou gesê, dit kom nie natuurlik nie. En Paulus kom sê dit, en hy sluit in die laaste hoofstuk, sê hy volhard in gebed en waak daarin met danksegging. Om te volhard is nie maklik nie. Dit beteken, en hy sê hierso vir ons moet intentioneel wees om tyd uit te koop vir gebed en danksegging. En een ding wat ek agterkom in my persoonlike tyd wat ek saam met die Here spandeer, en ek het dit nog nie so gedefinieer nie, is die eerste keer wat ek dit so raak sien, wanneer ek bid en wanneer ek in my journal skryf, kom ek agter dat daai gebede van my baie keer meer te doen het met wat ek vir die Here voor dankie sê as enigiets anders.
En wanneer ek bid, is ek besig om die Here te vra, Here, wys my u wil. Wys my, gee vir my wysheid oor hierdie situasie. Hoe moet ek hierdie hanteer en so aan. En dit is juist dit wat ons moet doen. En ek het dit hierdie week net agterkom. Dit is eintlik besig. Hierdie danksegging is besig om my geestelike journey te kom herdefinieer. Ek het soveel mense al gesien in my lewe wat van die Here af begin wegdryf het, omdat hulle maar net deur die lewe gegaan het. Hulle gaan kerk toe, hulle is ingeskakel, al daai tipe van goeders, maar hulle is nie intentioneel om dankbare lewens te leef, intentioneel om die dankbaarheid te bedink, intentioneel om die vrae te vra, soos wat ek vandag vir jou vra. Waaroor is jy dankbaar en hoe is jy besig om intentioneel te fokus daarop nie? Dat hulle stelselmatig weg van die Here afgedryf het, en toe moeilike situasies kom in die lewe, toe dryf hulle nog verder van die Here af. Toe daar versoekings in hulle lewens kom, of lekker dinge, die dinge wat vir hulle kom sê, hierdie gaan lekkerder wees, het hulle weggedryf van die Here, omdat daar nie 'n dankbaarheid in hulle lewens was, oor dit wat hulle reeds gehad het nie, want hulle het iets meer gaan jaag, want dit is wat die wysheid van die wêreld vir ons kom leer. En ons moet versigtig wees, dat ons nie fokus verloor in dit nie. Ware dankbaarheid is dankbaarheid wat ook hou. Dit is nie mooi weer dankbaarheid nie. Ware dankbaarheid staan sterk in die sterkste storms. En een ding wat ons vergeet is, Paulus is besig om hierdie brief te skryf uit watter plek uit? Ja, jy's reg, uit die tronk uit. En hier is hy besig om uit die tronk uit te praat oor dankbaarheid, want dankbaarheid sien ons, hou jou voete eintlik op die grond. Dit help ons om te fokus op dit wat regtig belangrik is. En soos ek afsluit, wil ek eintlik vir jou die vraag vra, waarvoor bid jy in die begin van 2021? Bid jy dat jy net uit hierdie situasies uit sal kom? Of is jy besig om te bid en vir die Here te vra, Here, kom maak vir my die deure oop, dat ek sal sien waarmee U besig is in en deur my lewe? Wanneer ek en jy besig is om te bid, ten spyte van die ongerief, in die middel van die ongerief, in die middel van onsekerheid, die inperkings, die feit dat ons nie kan gemeente nou beleef nie, die frustrasies, die teleurstellings daarso. Waarvoor is jy besig om te bid? Is jou fokus op dit wat die Here wil kom doen in jou lewe? Is jy besig om met dankbaarheid te leef? Want ek glo as ons met dankbaarheid leef, gaan ons 10:1 begin sien waar die Here besig is om deure oop te maak in ons wêreld, waar hy sy glorie wil kom openbaar vir jou en vir die res van die wêreld. En hy nooi my en jou om gloriedraers te wees in alles wat ons doen. So hierdie dankbaarheid kom wys vir ons. Dit kom nie natuurlik nie. Ons moet intentioneel daarmee wees. Maar wanneer ek en jy in dankbaarheid leef, kom beskerm dit ons harte. En dit word deel van ons hele wese. Dit kom definieer wie ons is. En dit kom verheerlik die Here in alles. En as ons so by mekaar gekom het, sou ons nou tyd van aanbidding gehad het. Sou ons 'n tyd van bediening gehad het na mekaar toe ons saam kon bid en so aan. Maar ongelukkig kan ons dit nou nie so beleef en so. Net daar waar jy is, wil ek jou nooi in die volgende tyd vir 'n tyd van refleksie. En ek wil vir jou 'n liedjie speel. Matt Redman het hierdie song geskryf, Breathing the Breath. Nou, toe ek 'n student was, het ek hierdie song die eerste keer gehoor en die woorde van hierdie het my aandag so getrek, want dit kom praat mooi oor alles wat ek het, Here, het ek van U af gekry. En alles wat ek teruggee vir U, is wat net ek nou maar net eintlik by U gekry het. En ek is so dankbaar daarvoor. Daarom gee ek dit terug vir U, sodat U verheerlik kan word. En soos dit hierdie lied speel, wil ek jou uitnooi. Dalk wil jy 'n journal vat, dalk wil jy jou selfoon vat en begin skryf op 'n nota net waarvoor jy dankbaar is vandag, hier en nou. Want dalk wil jy net toelaat dat hierdie musiek jou net bedien en jou op 'n plek bring waar jy net weet, ja, Here, hierdie het net 'n klomp dinge kom vasmaak in my hart. En kom ons koop hierdie 'n paar minute uit om net te reflekteer op dit wat die Here wil kom vasmaak nou in ons gees. We have nothing to give that didn't first come from your hand. We have nothing to offer you which you did not provide. Every good perfect gift comes from your kind and gracious heart. And all we do is give back to you what always has been yours. Lord, we breathe in the breath that you gave us to breathe, to worship you.
we're singing these songs with the very same breath to worship you, to worship you. Who has given to you that it should be paid back to him? Who has given to you as if you needed anything? From you and to you and through you come all things, oh Lord. And all we do is give back to you what always has been yours. Lord, we breathe in the breath that you gave us to breathe, to worship you, to worship you. And we're singing these songs with the very same breath to worship you, to worship you. Lord, we're breathing the breath that you gave us to breathe, to worship you, to worship you. And we're singing these songs with the very same breath to worship you, to worship you. Vader, ek dankie vir hierdie woorde. We are breathing the breath that you gave us to breathe, to worship you. Vader, aan alles wat ons doen, Vader, kom bid ek vir myself, ek bid vir elke persoon wat vandag kyk. Vader, laat U ons sal kom wys wat dit beteken om in hierdie dankbaarheid te leef. Vader, want ek weet, hierdie is 'n element, dit is so countercultural, om in dankbaarheid te leef, Vader, maar dit is juist die ding wat ons deel maak en by mekaar hou, sodat ons U glorie in alles kan beleef. Vader, ek kom bid vir elke man en vrou, seun en dogter wat vandag hierdie kyk en saam besig is om te journey. Vader, kom leer ons om met wysheid en insig om te sien waarmee U besig is in en deur ons, Vader. En ek kom bid dat U verheerlik sal word in alles wat ons doen. Vader, dankie dat U ons harte en ons sinne bewaar met die vrede wat U vir ons kom gee. En Vader, ek bid namens ons almal, dankie vir alles wat ons het. Dankie dat ons gesond is, dankie dat ons herstel van siekte. Vader, dankie dat ons genoeg het om te eet. Dankie dat ons genoeg het om 'n stuk van U roeping uit te leef. Vader, en hier kom bid ek. Vader, kom wys vir ons wat U mee besig is met al daai dinge om U glorie te kom openbaar in ons wêreld. En ek weet, U roep ons elkeen om aktiewe rolspelers in dit te wees. So Vader, kom breek daai vir ons oop, sodat ons nie sal passief en sal wees en op ons hande sal sit nie, maar dat ons aktief sal inklim om gloriedraers te wees in ons wêreld. Vader, mag U net verheerlik word in alles. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. So geliefdes, ek vertrou dat hierdie jou gehelp het en jou, soos ek nou gesê het, die appel gestaar het om 'n stuk Bybelstudie te gaan doen, hoe om in hierdie dankbaarheid te leef. En ek wil jou uitnooi, as ons vir jou enigiets kan beteken en jou kan bystaan, geestelik, jy wil dalk saam met my of Morney net kuier, asseblief, ek wil jou uitnooi om deel van dit te wees en kontak ons wil graag so 'n bietjie tyd saam met jou spandeer oor 'n Zoom, oor 'n video call, dalk as jy, kan ons mekaar in 'n restaurant ontmoet, dit sal so lekker wees om saam met jou te kuier. En veral as jy wil inskakel in ons gemeente, wil ek jou uitnooi, maak met ons 'n afspraak, ons wil nou in hierdie volgende tyd jou deel kry en saam met jou hande vat en net saam met jou bid. Dalk soos wat ons spreekwoordelik gesê, kan ons 'n stukkie brood saambreek, met ander woorde 'n stukkie koek eet en 'n koffietjie drink, om jou ingeskakel en deel te kry, sodat ek saam met jou kan sit en hoor wat die Here mee besig is in jou lewe. Ek wil jou ook uitnooi, as jy op 'n plek is waar jy net sê, ek wil graag deel raak van die gemeente en ek wil graag dien in 'n kapasiteit.
Ek weet Mornay wat ons worship leier is in die aanbiddingsspan. Jy sit dalk met 'n talent om aanbidding te kom fasiliteer. Jy het 'n musiektalent. Jy kan dalk deel van ons tegniese span vorm wat deel vorm om 'n platform te kom skep sodat ons kan aanbidding fasiliteer in hierdie gebou. Wil ek jou uitnooi, maak met ons kontak asseblief. Ons sal vir jou al die opleiding gee. As jy net bereid is om jou hande gereed te sit vir ons om dit te kan kom doen, wil ek jou uitnooi om dit ook te doen. En intussen wil ek jou ook nooi, as jy 'n passie het vir ons kinderbediening, as jy net 'n passie het om te sien dat ons kinders bedien word, ons is besig om 'n span bymekaar te sit sodat ons weer bymekaar kan kom, sodat ons 'n kinderbedieningsspan bymekaar trek om ons kinders dan ook te bedien. En ons wil graag daarvoor regmaak. So as daai in jou hart ook is, wil ek jou nooi, maak met my kontak. Jy sal sien ons e-posadres is hier onder in die beskrywing. Stuur vir my e-pos. Ek wil graag saam met jou kuier vir aan ons aanbiddingsspan of dan vir ons kinderbediening. Ek wil dan ook vir jou geleentheid gee om net die Here te kom dien met jou offerhande en dit wat hy in jou hande sit, die saad wat in jou hande sit, om te kom saai in sy koninkryk in. Ek het vandag vir jou gesê, ons is in hierdie gebou, dit is ons gebou, dit is die plek wat ons hier om kerk te kan saam hou vir die volgende seisoen. En om hierdie moontlik te maak, wanneer ek en jy insaai en finansiëel bydra tot hierdie droom. Ons is besig om te sê, Here, u droom is dat u glorie sal versprei in ons stad, in mense se lewens. En wanneer ons gemeente plant soos hierdie, dit gaan nie oor om kerk te plant nie, dit gaan daaroor om mense op plek te gee waar hulle die Here kan aanbid en 'n stuk van sy glorie binne in community, binne in kerkwees kan beleef. En wanneer ek en jy saai in hierdie bediening is besig om 'n platform te skep sodat mense sy bediening kan beleef en community kan beleef. So ek wil jou uitnooi en ek wil vir jou dankie sê dat jy getrou is daarmee, dat jy ook inkoop en so jouself deel maak van die planting van Doxadeyo Stellenbosch in hierdie stad. En jy sal sien daar is 'n aanlyn manier om te gee met ons EFT of met SnapScan en neem asseblief vrymoedigheid en ek wil vir jou vra, wees gehoorsaam aan dit wat die Here vir jou sê om te doen. Mag jy 'n ongelooflike lekker week hê. Maak seker jy is ingeskakel op die sosiale media platforms. En as hierdie boodskap vir jou iets beteken het, wil jy nie dalk met iemand deel en share, kopie die URL link, stuur dit vir mense op die sosiale media sodat meer mense kan deel wees van dit wat die Here dalk net wil wakker maak in hulle harte. Maak seker jy is op die sosiale media platforms sodat jy al die nuus kan kry wat relevant is en current is vir waarna toe ons volgende gaan. Mag jy 'n ongelooflike lekker week hê. Ek sien uit om volgende week saam met jou te kuier.